Hierdie is ons staanplekke hierbo by Yellow Sands. Hulle so breed hulle is, ons het min of meer van hierdie omryk nou is van lengte plus die bakkie weer daar aanpas. Plus die bakkie weer daar aanpas. Dis ons staanplekkies. En dan hier heel bo is daar 6 staanplekke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ek ken net sy heel plekkie. Dit is gelukkig klein karretjie, so pas lekker op die staanplek. Hier is ons badkamertjies of toiletjies wat naby is. Baie ver van ons af is unisex, al twee. En hierdie is die eienaars en reception en goed daarbo. So ons staan ver van die strandse kant af. Hier is die view van bo af. Hier is basies die heel boonste staanplekke. Daar staan ons, daar staan skoonmale, daar staan ander mense. Dit is die view. Jy hoor die see, ek weet nie of julle die see hoor nie. Hier is van die watertanks en waar jy hout kan koop. En dan waar jy water by mekaar kan kry is reverse osmosis, of hoe hulle dit noem, vir drinking water. Ek kry gewoonlik maar hier so water. Hierdie is 'n nuwe toilet by reception. Die receptionist daaronder. Nou golfkaart wat jy gebruik wanneer jy rondry. Okay, hier is nuwe paving opgesit word van die main hek af verby reception. 'n Nuwe paadjie wat alle pad afgaan na daai kant toe. En die tweede straatjie toe waar ons omry. Hier is een van die vele huisies binne in Yellow Sands. Hierheen is oorgedoen. Lyk baie nice. Daar is nog enetjie. Hy is nog van die huisiekies. Dis 'n private agent wat hierdie hanteer. So as jy mens belangstel, dan kan jy in kontak kom met Yellow Sands. As jy hierdie kant toe kyk, dan sal nog huisiekies. As ek moet skat, dan sal seker so 40 huisiekies hierso. Hier is speelplek vir kinders, soos ons sal sê die busy bee hub van Yellow Sands. Swembad, trampoline, paasnaweek, so is aansienlik meer goedjies om te doen, soos springkastele. Hier is ook hulle lekker klimraam, jungle gym, whatever you might call it. Hier is die bistro, nou nader daar kyk en dan so 'n glybaan, makeshift bergklim plankie. By die bistro, pizza, 6 of 7 verskillende hierdie is wat op die menu is. Vir die drankies, allerlei wyne wat 'n mens kan koop. Okay, hierdie is wat op die menu is. Chicken burgers, so en daar's koffies en cappuccino's. So. En plek om te sit. Al die mense hierso. Weer eens die kinders
kinders kan lekker besig wees terwyl die ouers by die bistro sit en rustig is. En hier is nog skadu hierso vir die mense ook om onder te sit. I want to show the people the tuck shop. And the same lady that's been running the tuck shop for 4 years now. Some pluckies, ice cream, lip pies, cold drinks, chips, creams and soaps. If you're smelly, you went fishing. Are you hiding now? Hierdie staan bekend as die voeltjiewater. En alhoewel hulle sê dis drinkbaar, is dit miskien nie so advisable nie. Dis by blok AA. Dis die badkamer. Ja, by die badkamer in die middel. En sy baie gewig wil verloor, sê my vrou. Sy lyk of sy 'n bietjie voeltjiewater gedrink het, nee. Die beweeg ons nou 'n bietjie af by die trappies. Mense wat bietjie nader aan die see staan. Hier is ons oorspronklike staan areas, maar hulle was te besig geweest die naweek om vir ons te akkommodeer hierdie kant. En ons was nie lus om te wag vir 'n staanplek nie. Môre. Dit klink of julle stil bly omdat ons verbykom. Ons praat van drank, ons mag julle raak lus. Ons kan julle afneem as julle nie omgee nie.
om te wys wat hou julle self mee besig. Dis vir 'n YouTube kanaal. Dan sê jy ou mense hou hulle self besig. Wat? Dag sy woorde mooi. Ons is bang om te eet en as ons nie eet ons jou. Ek het daai probleem. En ek het die bewyse oor. Ja. Staan jy op wat ek dit mis. Vandaag kom hierdie days. Mens begin groei. Net so veel rug. 5 mm tussen die rand. Ja. Nou, hoe gaan jy daar? Nou werk jy uit tussen die staan 1 mm. So al die stukkies wat er weg is, dit moet sy ontstaan. Ek kan nie agterkry, ek kan ons rustig. So nie voor Ja, ek dink in die tyd wat ek 40 is, dan lyk dit of ek 3 meter lank was. In elk geval, as jy nou jou hele gesinnetjie saambring, jou hele familietjie saambring, skoonfamilie, en jou vrou wat kwaad is, en jouself, dan kry jy vir jou so tent. Maar hierdie is nou die ry naby aan die see, naast aan die see. Ja, dis eintlik die ry waar jy wil wees, as jy by Yellow Sands. Soos as jy nie heeltemal van die wind af wil wegbly nie. Dis ons 'n lekker ry hierdie kant ook. Hulle is 'n bietjie hoër daar verder, so hulle kyk bo oor die eerste ry. En hulle vang ook maar dieselfde wind. Ons het nog nie op hom gestaan nie, maar ons sal. Hierdie is een van die stukkies wat af van strand toe. So tussen die tente deur waar die mense staan. En dan 'n paar trappies op 'n moment by die strand uit. As ek sê strand, dan bedoel ek natuurlik die rotse in hierdie geval. Strand is heel wat daai kant toe. Ek staan nou hier so tussen twee staanplekkies. En hoe gou net om julle te wys hoe die uitsig te lyk. Julle kan sien daar onder is paar vissermanne daar uithang, basies afdraande reg voor jou komplekkie op die voorste ry. As jy hier op die voorste ry stil staan, dan is jy nogal ver van die badkamers af, albei badkamers. So, hulle het daarom 'n bietjie voorsorg getref met daai enetjie daar vir die noodgevalle. Maar weet as jy nie 'n stort in jou karavaan het nie, dat jy nogal 'n entjie gaan loop omtrent 250 meter na 300 meter in die naasteen toe. En dan die groter badkamer is seker so 500 meter. Miskien 400. Wat ek gou 'n paar vlee met een klap hierso. So elke staanplek het sy eie boksie vir 'n inprop en 2 krane. En dan hierdie staanplekke hierbo aan die voorste ry, hulle het 'n lekker uitsig. Hulle kyk natuurlik oor die hele strand en deel van die rivier. Nou kan julle sien in die verte hoe die mense nogal diep in die see is. Dit was so 2 ure gelede, miskien laagwater gewees. Hulle kan nogal ver in die water ingaan nou. Wat julle sien aan die ander kant van die rivier is publieke spasie waar mense kan visvang en kan inkom. Dis die meeste van die surfertjies is ook van daai kant. Dis botaniese tuine, Kwelera Botanical Gardens or something. Kwelera. Mense sal baie sulke kunswerkies sien as jy by Yellow Sands is. Die mense merk die staanpleknommers so, want die is nie staanpleknommers nie. Aangesien daar nie geallokeerde staanplekke is nie. Dis Visdam Surf in geval. Hierdie is 'n oop staanplek wat ook nou nogal lekker uitkyk en van albei kante bosse het vir privaatheid. En dan reg agter hierdie paadjie, dis die paadjie by die strand se myn ingang, is daar ook staanplekke. Hulle het weer bosse aan die agterkant.
Maar ek dink die klammigheid kan 'n bietjie pla as jy in reenseisoen so is. En hierdie sal ook 'n besige straatjie wees, aangesien almal hierdie straatjie gebruik om by die strand uit te kom. Wel, nie gebruik om by die strand uit te kom nie, maar meeste mense sal hier by hierdie trappies af gaan strand toe. Hierdie is die mynpaadjie af na die strand toe. En dan hierdie dekkie. Kom ek wys julle gou die dekkie. Hallo, hallo. Kijk, hier is ons ou dekkie wat lê opgesit met 'n view oor die strand. Twee braaiers hier gesit en soos julle kan sien, almal sit hulle allerhande borde en goeders hier so neer. En dan onder by die strand is al groot lig as jy nie aand op die strand wil wees. Daar is storter, daar is water vir jou hondjie en 'n asblik. Hier is 'n diesel water heater. En hier is die tank. It warms the heat. Dit maak die water warmer as die temperatuur van die son. Kom eens. Kom maar, kijk. Kom hoor. Pas op je kop. Okay, kom ons continue op ons quest sonder spinnekoppe.